Vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor 'n baie bekende term, maai wat jy saai. Dis iets wat ons baie keer hoor, jy sal maai wat jy saai. En ons kyk na Galasiërs 6 vers 7 en 8. Dan sê lees ons daar, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal in die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal in die gees die ewige lewe maai. Ons almal saai op een of ander manier. Partykeer is dit onwetend, partykeer besef ons nie dat ons besig is om te saai nie. Wat ons sê, ons woorde is saad wat 'n opbrengs het, wat as ons beledigend is teenoor iemand, ons gaan 'n oes kry van daai negatiewe woorde. Ons gaan 'n oes kry as ons dinge spreek oor onsself. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is of sê vir iemand anders. Ons vertel vir ons kinders of iemand sê ons, jy is nie goed genoeg, jy sal dit nie maak, jy is treurig. Dis saad wat werklik 'n oes opbring, wat gaan in my lewe impakteer. En dis nie net woorde nie, maar in alles wat ons doen, my omgee, my liefde wat ek betoon aan my medemens, my beskikbaarheid, my gewilligheid, my selfdissipline, dit wat ek uitleef in die lewe is al saad wat een of ander tyd oes voortbring. En ons weet mos nou, ons saai in een tydperk, maar ons oes in 'n ander seisoen. Is wat ons saai. So, saai is nie net weggee nie, is nie net goed doen en uitdeel en dit is nie net dit nie, dis ook 'n vorm van saai, maar dis nie al nie. Saai is om doelbewus in 'n sekere area te saai om 'n resultaat te verkry. Nie net om voordeel te kry, net om geld te kry, nie net om geld te belê, om geld te maak nie, maar ons moet saai sodat ons mense se gesindheid teenoor ons goed kan wees. As ek met 'n verkeerde gesindheid loop, dan is dit saad, negatiewe saad, en mense gaan nie van my hou nie, en ek gaan later eensaam raak, ek gaan later voel, ek het 'n probleem, want mense stoot my aan mekaar weg. Maar onbewuslik is dit dalk saad wat ek saai, van 'n negativiteit wat ek in my lewe uitstrooi, om 'n oes te verkry, om 'n verskil te maak. Dis hoekom ek saai, om 'n verskil te maak. Dis een van die dinge wat ons miskien nie altyd dink aan. Wanneer ek iets doen, wanneer ek goed doen aan iemand, is dit nie omdat daai persoon vir my oormôre weer iets kan teruggee. Ek dink die Bybel sê ook vir ons, daar is geen, wat se eer is daarin om te gee waar jy weet jy gaan ontvang. Jy moet juist gee in areas wat jy nie weet wat se oes jy en wanneer jy weer 'n oes gaan kry. Saai in verskeie areas, soos in my werk, in my gesin, my verhoudingslewe, my vriende, my vennote, my werkgewer, werknemer, my kliënte, my bure, dis saad wat ek saai. As ek my troeteldier, as ek saad van liefde in sy lewe insaai en selfs omprys, dan kry ek 'n oes daarvoor in die sin van hy bewaak my, hy gee om vir my, hy betoon liefde terug aan my, so dis 'n oes wat ek terug ontvang. Dit is onnadenkend, dis iets wat ek saai in iemand of in iets in, wat dan vir my weer teruggee op by geleentheid wanneer ek nie die minste verwag. Wat saai ek? Dis nie net geld nie, dis nie net materiële dinge nie. Ons is baie keer geneig, as ons dink in die term van saai en maai, is dit 'n geval van ek moet geld belê sodat ek meer kan kry. Ja, dis een manier. Of ek moet gee sodat ek meer kan ontvang. Die prosperity mense sê vir jou, jy moet saai, dan gaan God vir jou baie meer gee. Jy saai jou kar, dan gee God vir jou beter kar. Ek het al gehoor dat predikers dit verkondig. Dat hulle kar gesaai, dan hulle het gebid vir 'n voertuig, toe kry hulle 'n voertuig, toe is nie tevrede met die voertuig. Dis wat 'n prediker van 'n groot gemeente, wat ek eendag sit en luister, fisies. Hy het gesaai en hy toe besluit hy gaan die voertuig saai en toe kry hy 'n beter een en 'n groter een. Nou, ek weet nie of hierdie altyd van God af is. Ek weet nie. Daar's baie mense wat verknop is aan materiële dinge. Wat sê oor die Here, ek vra vir die Here en hy gee vir my en ek vertrou net op die Here en die Here gee dit vir my dit. En dan sien jy, hierdie ou het dit en hy dat en hy voertuig en hy het 'n mooi huis en hy het al hierdie dinge wat ons baie keer na smag en dink jy sien. Kan ek ook maar nie so gelukkig wees. Maar ek weet nie, is hierdie dinge altyd van God af nie. Is dit nie maar wat ons self genereer met ons eie
vermoëns wat ons daar doen nie, is dit nie dalk maar die vyand wat ons besig hou deur vir ons dinge te gee en ons afvallig te maak nie, ek weet nie. En dan loop ons met die idees, dis God wat vir ons gee. Toegewydheid, volharding, geloof, omgee, beskikbaarheid. Dis die dinge wat ek saai. Dit is dinge, dis nie net fisiese dinge nie, dis dinge wat ek saai. Gesindheid, die gesindheid waarmee ek saai, dis belangrik want dit bepaal of ek in die vlees of in die gees saai. Dit bepaal ook wat my oes gaan wees, want die Bybel sê vir ons die Here het 'n blymoedige gewer lief. So ons moet saai in die sin dat ons gee met 'n goeie gesindheid. Ons moet nie gee moet spyt nie. Ek moet saai nie net vir eie gewin maar volgens God se wil. Ek moet saai volgens wat God se woord in my lewe moet saai, met vrymoedigheid, met oorgawe. Ons moet ook leer om aanhoudend te saai, selfs in die voorspoedige tye, want baie keer gaan dit baie goed in ons lewe en dan vergeet ons om te saai. Want dit gaan nou goed en ons geniet die opbrengs van 'n vorige saai tydperk in ons lewe en ons geniet die opbrengs daarvan. En dit is nodig dat ons in alle areas voortdurend bly saai. En baie keer is ons almal gaan deur woestyntye en baie keer is dit 'n geval van ek voel ek het nie veel, ek kan nie eintlik saai nie want ek het net hierdie bietjie, soos die weduwee met die olie, die bietjie olie en die meel. Ons voel partykeer ons het nie, dis nie binne ons vermoë om te kan saai. Ons hou 'n bietjie terug want die what if as dinge verkeerd loop, dan as ek hierdie ook kwyt en maak ek dit. Maar is juist dan wanneer ons moet saad vat en in die grond sit en in geloof op God en vertrou en sê, Here, ek saai uit die min wat ek het, saai ek. Want dan weet ek maak voorsiening vir ergens vorentoe in my lewe vir 'n tydperk waar daar oes gaan kom. Miskien op 'n tyd wat ek nie verwag nie, wat ek het baie nodig het. En wat ek vergeet het van die saad wat ek ingesit het. So ek moet nie heeltyd saai en my oog hou op die grond of in die area waar ek gesaai het om te kyk wat se oes het nie. Ek moet saai en ek moet aangaan met my lewe en ek moet voortdurend bly saai. So dat wanneer die oes opkom, wanneer dit tyd is vir hierdie oes, dan sal God dit beskik, laat dit opkom in my lewe. Ons moet nie net wil saai vir die voordeel nie. Tye wanneer verhoudings misluk, dis wanneer oeste en opbrengste faal en die ekonomie impakteer op ons. Ons almal gaan nou weer petrolpryse wat meer raak en alles gaan duurder raak en die ironie is dat wanneer die petrolpryse afkom, dan raak dit goedkoper nie, dit bly daar bo en so dis 'n bose kringloop. Ons praat die ander dag met iemand wat afgetree het en hulle sê en hy vertel my so 'n bietjie van rentekoerse wat opgaan op medies en op alles wat hulle het. Hulle moet so mooi meet en pas. En ek besef dat daar is oeste, hy het gesaai in sy lewe, maar daar is nie meer regtig saad om rond te strooi nie. Daar is nie meer 'n inkomste waaruit hy saad kan neem om te saai nie. So hy moet leef met dit wat hy voorsien gemaak het. En dit raak al hoe moeiliker. Want jou fondse en jou beperking is baie keer. En dit is wanneer ek dink ons moet weet dat wanneer ek gesaai het in my lewe, en ek glo dat hierdie persoon oorleef en hierdie persoon leef as gevolg van saad wat hy in sy lewe gesaai het. En oeste wat inkom. Miskien het areas en het rigtings het wat ons nie altyd verwag nie. Maar dit is 'n oes wat opkom. Dus wanneer die saad wat ons gesaai het, ons deurtrek emosioneel en sielkundig. Baie keer het ons gesaai en baie keer het ons nodig. Ons het almal hierdie partykeer nodig om vertroosting te hê. Ons het bemoediging te hê om omgee te ervaar. Baie keer is ons eensaam. Ons voel as ek net mense om het en dan as ek daardie dinge gesaai het in my lewe, as dit 'n tipe saad was wat ek in my lewe gesaai, dan sal ek so 'n oes kry. Want saad bring na sy aard voort. En dit is so as ek omgee persoon was, of omgegee vir mense en nie net bejammering nie, maar as ek regtig vertroosting was teenoor mense, kan ek verwag om so oes in my lewe te kry wanneer ek dit ook nodig gaan hê.
En ek dink dis die belangrike deel daarvan. Om te saai bepaal of ek gaan aanhou en of ek gaan misluk. En baie keer kom ons in 'n area waar daar nie 'n oes is nie. En ons onthou nie altyd spesifiek nie, maar dis baie keer die gevolg van 'n tyd toe ons nie gesaai het, vir watter rede ook al. Wat ons nie gesaai het, dat ons dan geen oes het, nie net 'n misoes nie, maar dat ons geen oes het nie. Ons almal kom deur 'n lewe wat nie altyd maklik was nie. Ons almal het hoogtepunte en laagtepunte gehad. Blydskap en hartseer gehad, ervaar in ons lewe. Maar ondanks die dinge het ons gesaai. En daarom kan ons verwag om oes te hê. Ons kan verwag om oes te hê. Ek kan nie saai vir 'n era en 'n tydperk wat verby is nie. Ek kan nie terugsaai nie. Ek kan net saai vir die toekoms. En as ek dan besef dat ek miskien op geestelike vlak nie gesaai het in mense se lewens nie. Net 'n bemoedigende woord gegee het hier, maar net gesê het, hoor die Here sal voorsien. Glo maar net dat God sal voorsien. Hy is 'n waarmaker van sy woord. As ek nie net ergens 'n saad van bemoediging gesaai het nie, gaan ek woestyntyd ingaan. Ons moet aanhoudend saai in alle areas om saam met God vir 'n ewigheidsoes. Ons moet nie net saai vir die tydelike, vir die korttermyn nie, vir die hier en nou nie. Ons moet saai met 'n toekomsvisie van ek wil eendag die ewige lewe saam met God ingaan, en daarvoor moet ek nou saad insit. Ek kan nie by plek verdien deur fisiese dinge te doen nie. Ja, ek sê altyd dat om goed te doen, om dinge te doen, is deel van Christendom. Maar hierdie dinge spesifiek gaan nie noodwendig die ewige lewe gee. Dis miskien saad wat nie ewigheidswaarde het. En ons is dikwels geneig om vir die korttermyn te saai, vir môre en oormôre. Maar ons moet begin om saad in die grond te sit wat werklik 'n ewigheidswaarde het, wat vir ons voorsiening maak sodat ons ewigheidslewe daai oes kan verkry. En dis die belangrike deel. So ons moet versigtig wees wat ons saai. Ons moet versigtig wees waar ons saai. Maar ons moet ook let op hoe ons saai, die gesindheid waarin ons saai. En as ons met 'n goeie gesindheid saai, sal God 'n oes laat inkom en opkom vir ons, selfs in tye wat ons dit nie verwag nie. Amen.